Baie welkom by die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandag is Dinsdag, 16 Junie, en die skrifgedeelte waarby ons stil staan is Lukas 9, vers 51 tot 55 in die 1983 vertaling. Ek nooi jou uit na 'n oomblik in hierdie dag waar jy stiller kan word, dieper asem kan haal en kan stil staan. Draai na God toe. Vra hom om jou diep bewus te maak van sy teenwoordigheid, sy werking van die Gees en hoe hy ook hierdie woorde vandag wil ontsluit. Die gedig van Margaret Cordair, maar ek sal krag ontvang, nooi ons dieper die stilte in. Wanneer my woorde wegraak, in dieptes daelang verlore, die bodems van my denke my versaak, in vryval die hoop my verlaat. Wanneer skares voor my opstaan en argumente flitsend swaarde voor my swaai, misverstande versteek lê, onder waarheid krom verdraai. Wanneer vrees se wrede winde aan my siel kom ruk, die ongekende nagsweet in my bloed verstik, sal ek krag ontvang deur lig, in gietnagte se geeselende sig, soos meeuwe opwaarts klaar en vlug oor brander se wegwas van wier, van baar en as. Lukas 9 vers 51. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van Samaritane aangekom, om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die twee disippels, Jakobus en Johannes dit sien, sê hulle, Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle die reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Jesus het sy reis vasbeslote na Jerusalem begin. Die reis het inderdaad begin. En ons weet, dis nie net na 'n stad nie, maar na die kruis. Die plek waar liefde ten volle gegee sal word. En op pad daarheen gebeur iets oënskynlik klein. 'n Samaritaanse dorp wil hom nie ontvang nie. 'n deur gaan toe, 'n welkom word teruggehou. En onmiddellik kom die ou versoeking na vore. Jakobus en Johannes vra, Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afroep? Hulle wil hierdie verwerping beantwoord met verwoesting. Die afwysing met oordeel. Die afjak met mag. Maar Jesus draai na hulle toe en wys hulle skerp tereg. Een kort sinnetjie, maar 'n belangrike een. Want net hier leer die disippels en ons iets van die hart van God. Jesus is op pad na Jerusalem toe, juis nie om die mense te vernietig wat hom verwerp nie, maar om hulle lief te hê. Leer hy dat die pad van die koninkryk nie die pad van vergelding is nie. Dis die pad van genade. Hoe maklik roep ons ook soms vir die vuur, wanneer ons misverstaan word, seer gemaak word, afgewys word. Ons wil reg wees, terugkap, ek wil sê iemand moet hiervoor betaal.
Maar Jesus draai ook na ons toe. Nooi ook vir ons uit na 'n ander manier van leef. Een waar die liefde sterker is as die wraak. Waar genade, dit wat ons eerstehands in Jerusalem beleef, die laaste sê kry. Ek nooi jou uit in hierdie verhaal in. Sien jouself in hierdie dorp, beleef die afwysing en sien die disippels saam met jou wat hierdie beleef. Draai ook dan na jou eie belewenis op hierdie oomblik. Waar ervaar jy tans teleurstelling of afwysing? Dink in gebed hieroor na. Wanneer was jy al versoek om met vuur te reageer? Met woede, oordeel of vergelding? Wanneer het dit al gebeur dat jou hier meer opvlam? Dink hieroor na en wees ook eerlik in gebed hieroor teenoor God. Wat leer Jesus se reaksie jou oor die aard van God se koninkryk? Hoe kan jy in hierdie dag en week intentioneel hiernatoe draai? Dink ook hieroor na. Kom ons bid saam. Here Jesus, wanneer ek seer kry, bewaar my van die vuur van vergelding. Vorm my hart volgens U hart. Leer my om lief te hê waar ek wil oordeel, om genade te gee waar ek dit self ontvang het. Amen.